baie lief vir lees en vir boeke. Los my in 'n boekwinkel, veral een wat Christelike boeke verkoop, en ek sal my hele maand se salaris op boeke uitgee. Ek het egter al agtergekom dat nie alle boeke wat in Christelike boekwinkels verkoop word, noodwendig gebaseer is op die woord van God nie. Verskeie baie populêre boeke se teologie is sommer heeltemal skeef. En is ook nie net boeke wat skewe teologie verkondig nie. Jy kry dit ook in tydskrifte, TV-programme en selfs in praatjies deur bekende sprekers. En, soos mense maar is, glo ons mos maklik wat ons sien of hoor, veral wanneer dit deur 'n erkende man of vrou van God gesê is. Die feit is egter dat ook Christene foute kan maak en dinge kan glo en verkondig wat nie in lyn is met wat die Bybel sê nie. Daarom is dit baie belangrik om insig en oordeel aan die dag te lê en God se woord te gebruik om uit te vind of iets wat jy gelees of gehoor het, geglo moet word. Vandag wil ek met jou 9 vrae deel wat jy kan vra om vas te stel of jy moet glo wat jy gelees of gehoor het. Nommer 1. Wat is die persoon wat die boek geskryf het of die praatjie aangebied het se bron van gesag? Gebruik hy homself, hoe hy dinge verstaan en sy eie ervarings as gesag, of gebruik hy die woord van God? Nommer 2. Is daar 'n hoë opinie van God en van sy woord in dit wat jy gelees of geluister het? Word die Bybel beskou as gesaghebbend en voldoende? Probeer die persoon byvoeg by die woord of wegneem van die woord? Dis waarom dit baie belangrik is om die Bybel te ken, sodat jy maklik kan sien wanneer iemand wegneem of bylas by God se woord. Nommer 3. Het die skrywer of spreker 'n hoë opinie van Jesus? Sien hy Jesus as God wat mens geword het en sondeloos was? In 1 Johannes 4 vers 1 tot 16 staan daar, dat elkeen wat erken dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, die gees van God het, en die wat dit nie bely nie, het die gees van die Antichrist. Nommer 4. Wat sê die skrywer of spreker van die evangelie? Sê hy dat Jesus die enigste manier is om by God uit te kom? Of gee hy ander maniere wat, volgens hom, ook aanvaarbaar is? Nommer 5. Is dit wat jy lees of hoor, God gesentreerd of mens gesentreerd? Het dit 'n Bybelse opinie van die mens? Sien dit die mens as sondaar, of sien dit die mens as van nature goed? Is die doel daarvan om mense se beskadigde selfbeeld reg te maak, of is die doel om mense by Christus uit te bring, sodat hy hulle van hulle sondes kan reinig? Nommer 6. Word sonde deur die skrywer of spreker beskou as iets kleins en onbelangrik, of probeer hy nuwe betekenis daarin gee? Nommer 7. Impliseer dit wat jy lees of hoor, dat jy meer ingeligte mense nodig het om jou te leer wat jy moet weet? Nommer 8. Beweeg dit wat jy lees of hoor weg van dit wat mense al vir jare uit die woord geleer is? Nommer 9. Is die lewenstyl van die skrywer of spreker in lyn met die woord van God? Hierdie vrae is net riglyne. Soms gaan jy al die vrae of amper almal kan antwoord. Ander kere gaan jy net so hier en daar een kan antwoord. Maar dit maak nie saak hoeveel jy kan antwoord nie. Die belangrike is om die vrae te gebruik om jou te help uitvind of dit wat jy gehoor of gelees het, waarheid of leuen is. Stem dit ooreen met God se woord of nie? As dit ooreenstem met wat in die woord staan, is dit die waarheid en kan jy dit glo. As dit egter nie daarmee ooreenstem nie, sit dit dadelik uit jou gedagtes en vergeet daarvan, want dan is dit nie die waarheid nie en kan dit jou net de mekaar maak en op die ou end benadeel. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om alles wat jy lees en hoor te meet aan sy woord, sodat jy altyd die waarheid glo en nooit vir 'n leuen val nie.